Hartlike goeiemôre, good morning. Ja, baie dankie dat julle weer gekies het om hierdie donderdagoggend saam met ons te begin. Absoluut. Vandag kan jy uitsien na 'n lekker program hier op Goeiemôre Good Morning. Ons maak 'n draai by die veearts. GDC apteker Kristen Holmes verduidelik wat regtig in die geval van pyn en koors in ons liggaam aangaan. Ons kyk ook saam met Roman Cameron hoe Adaptive CrossFit en Wheelchair Holistic Training nuwe deure vir atlete oopmaak. Ons gesels met Pieter van Niekerk van Guide Dogs Association for the Blind oor die belangrikheid van internasionale gidsondag en Margriet Meyer-Rodenbeck skakel in om te gesels oor haar verhoogproduksie saam met Frank Opperman. Daar is so baie om uit te sien. Ek is net nou jaloers. Ek sou nou graag 'n bietjie wou terugsit in 'n teater en 'n produksie wil geniet, jy weet. Ja. Maar ons gaan 'n plan met maak. Ons gaan beslis. Goed, so is jy gereed vir 'n interessante storie? Oggendpraatjies, ek is altyd gereed. Nou ja, in die noorde van Kaapstad is daar 'n 66-jarige vrou wat haarself daaraan toewy om te beklei vir die geregtigheid van veral bejaarde vroue wat slagoffers van romansebedrog is. Suid-Afrika se eie Miss Marple, soos wat daarna verwys word. Die sogenaamde tannie se missie het begin. Ja, want die mens is nie 'n tannie op 66 nie, nê? Jy's nog jonk van gees, sou ek sê. Maar goed, nadat sy self so wat R500,000 as gevolg van 'n emigrasiebedrogspel verloor het. Wat eers as 'n persoonlike verlies begin het ontaard in 'n voltydse stryd teen georganiseerde misdaad. Vandag help sy slagoffers reg oor Suid-Afrika en sy werk aan sowat 60 sake. Sy versamel bewyse, identifiseer geldmuile en deel haar inligting met owerhede soos Interpol en die Valke. Sy is nie van hier nie, hoor. Nee, verstaan. Sy glo romansebedrog word nie ernstig genoeg opgeneem nie en ten spyte van die gevaar sê sy gaan nie ophou nie. Sy vertel van een van haar ondersoeke wat haar na die troue van 'n syndikaatlid gelei het en sy sê sy het glo heeldag uitgekamp, foto's geneem en elke blinkkar se registrasienommer afgeskryf. Sy meen sy is 'n ou tannie en niemand steur hulle aan haar nie, so sy verwys na haarself as 'n tannie. Maar dink jou in, dit is die dag van 'n troue, maar jy sit in 'n sweetpak en tekkies met 'n selfoon en 'n bottel water, weg in die bos of weggesteek in die bos waar jy alles en almal kan dophou. Hierdie is vir my so 'n lekker storie. Ons gaan natuurlik nou nie Tannie se naam leer nie, want sy werk undercover, Ja, maar dit is vir my net regtig wonderlik dat sy iets het om haar besig te hou eerstens en omdat iets wat met haar gebeur het, dat sy dit gevat het en sy het eintlik iets positiefs daaruit gekry. So ek dink dit is fantasties. En dat sy soveel mense in die proses help. Ek bedoel 60 sake. Verstaan jy? Sy is besig, sy is baie besig. En ook nee, 'n mens vergeet dat hierdie romanse bedrog eintlik regtig 'n groot probleem is. Ek ken iemand, ek dink dit is haar stiefma wat sy het haar man verloor en sy was baie eensaam. Sy ontmoet toe iemand op Facebook en hulle they're exchanging messages and it's becoming a romantic relationship, but she didn't ever think that she would be a victim of fraud. En sy het ook amper R500,000 verloor. Van, ons gaan 'n huis saam bou, gee die deposit toe, al daai tipe goed. So to know that Tannie's on the case is something really kind of, it puts the mind at ease that other people won't also have to suffer like that. Absoluut, en ek dink dit bevestig weer eens dat 'n mens baie versigtig moet wees wanneer dit kom by iets so sosiale media en vreemdelinge waarmee jy begin gesels. Maar nou ja, ek wens ons kon met haar gesels het. Ja, maar sy's op 'n saak. If it sounds too good to be true, it probably is. In 'n saak bekend as Operation Bear Claw is 3 mense in Kalifornië na 'n bizarre versekeringsbedrogspel tot 180 dae tronkstraf gevonnis. Die persone het 'n versekeringseis van sowat 141,000 Amerikaanse dollar, sowat R2,330,000, waarin hulle beweer het dat 'n beer skade aan hulle luukse motors, wat 'n Rolls-Royce Ghost en 2 Mercedes-Benz motors insluit, verrig het ingedien. Hulle het selfs videobeeld van die sogenaamde beer wat die motors krap saam met die eis aan die versekeringsmaatskappy gestuur. Na verdere ondersoek het die versekeringsmaatskappy bevind dat die skade nie deur 'n regte beer verrig was nie, maar eerder deur iemand in 'n beerkostuum.
Die kostuum was later in een van die verdagtes se huis gevind en 'n bioloog het bevestig dat dit duidelik 'n mens in 'n pak in die video is. Die beskuldigdes was nie net met tronkstraf gevonnis nie, maar hulle moes ook duisende dollars terugbetaal. Goed so. Ja, kyk, dit is nie 'n grap dat iemand so vandalisties optree nie, Ja. glad nie. Maar ek bedoel, waar in jou lewe in 'n beerpak van alle dinge? And the other thing is that why, if this happens to you in real life, there now is no one's going to believe you. Like, if a real bear does attack your car, then you're going to say, oh, a bear attacked my car. Ha, no, that's a person in a suit. So nee, dit mense, weet jy, elke dag wat ons hierdie oggendpraatjies lees en daaroor praat en daaroor gesels, is ek net soos, wat gaan mense nou volgende aan begin dink? Ja, dis presies dit, want 'n mens dink by jouself, waar in jou lewe gebeur so iets, jy weet? Jy wil net vir hier op jouself vra, aarde. waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Absoluut. Maar ja, ek bedoel in die verre daar 'n video ook daarvan is. Jy weet, ek dink dit is altyd die vreemdste ding. Ja, en ek dink dat hulle wou die video gebruik natuurlik om hulle saak bietjie sterker te maak, maar toe is die video nou eintlik die ding wat die downfall veroorsaak het. En die feit dat jy hou die kostuum in jou huis, knowing that the insurance people are going to come and kind of follow up on what you did. Not very smart. So daai verleentheid is vir ewig vasgevang. Dit moet baie sleg wees. Goed, so dan is daar iets baie spesiaal en ek wil dit nou sommer net gou hier uithaal voordat ek verder voortgaan. Hy ras, lyk dit nie vir jou leaks nie? baie Kom ons leaks. maak sommer so. Goed, so Crane Klassiek het op 21 April net hier op Goeiemôre Good Morning 'n kompetisie geloods waarin 2 gelukkige wenners elkeen 'n geskenkpakkie ter waarde van R2800 kon wen. Dis nou die geskenkpakkies. Die geskenkpak bestaan uit die sogenaamde cleanser, moisturizer met SPF 30, Heal Balm, Safari SPF 40, 100 ml. Dan is daar ook Advanced Anti-Aging Cell Repair Serum, Dry Skin Room en dan ook Dry Skin Moisturizer van 250 gram. Is 'n mondvol. Kykers kon via Goeiemôre Good Morning en Crane Klassiek se Facebook en Instagram blaaie inskryf en die 2 wenners is Sy Lizette Joubert en Cindy Reder Potgieter. Baie geluk. Julle wen 'n geskenkpak propvol produkte ter waarde van R2800, want hulle het die harte behoorlik laat roer met hulle inskrywings. So 'n lid van die Goeiemôre Good Morning span sal julle binne 2 werkdae kontak om seker te maak dat dit wel by julle uitkom. En ek moet sê, dis nie te versmaai nie, hoor. Ja, want dit is alles wat jy nodig het. Dit is 'n Presies. reiniger, dit is iets wat jou vel lekker gaan moisturize en natuurlik die sonroom en Ja. dan like the Safari one which is even a higher SPF. I think that's fantastic. Jy kan nooit te veel van jou vel jou vel te veel versorg nie. En ek het so gehoop dat niemand ingeskryf het nie, want dan kon ek dalk een van hierdie geskenkpakke vir my gevat het, maar nietemin. Baie geluk weer eens aan ons wenners. Onthou nou dat 'n lid van die Goeiemôre Good Morning span met julle sal kontak maak. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons kuier vanoggend weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en vandag fokus ons op allergieë by honde en katte en ek gesels nou met Dr. Lee. So Dr. Lee, baie dankie dat ons hier kan wees. Baie dankie dat julle is. Dit is lekker om met julle te gesels. Goed, vertel ons net so 'n bietjie meer oor jouself, net so in 'n neutedop. Ek is deel van die nagspan by Olympus so min of meer vir 2 jaar. En so ek is baie lief vir om 'n bietjie uit te help in die aande met die noodgevalle. En ek het nou onlangs my eie praktyk in Benoni oopgemaak, daar by Naus. Ons is baie opgewonde daaroor. So ja, dit is lekker om deel van die familie hier te wees. Goed, so wat veroorsaak allergieë by honde en katte? So daar's 3 hoofaspekte wat allergie kan veroorsaak. Die eerste ene in die mees algemene is eksterne parasiete, soos byvoorbeeld vlooie. Die tweede een is kosallergieë, so jy kan vir jare lank vir jou hond dieselfde kos voer en hulle kan enige tyd in hulle lewe allergie ontwikkel. En dan die derde aspek, of die moeilikste een sal ek sê, is die omgewingsallergie. So enigiets waarna hulle in kontak kom, ja. Wat is die tekens dat my hond of kat 'n allergie het? By honde is dit, my hond hou my wakker soos hy krap in die nag. So dis daai konstante krap, geïrriteerdheid, 'n rooi velletjie, haarverlies. Met katte is dit bietjie meer algemeen haarverlies op die gesig. Hulle kry roofies om hulle gesiggie en hulle nekkies en hulle kan partykeer wat ons noem overgroom, so hulle kan plekke soos kaal lek. Goed, so vlooie is eintlik so algemeen. Hoe weet ek dat dit 'n oorsaak kan wees? Goedjies om na uit te kyk vir jou hondjies of katjies is as daar fisies vlooitjies obviously op die liggaampie rondloop tussen die haartjies. Ja. Ongelukkig kan jy nie die onvolwasse vlooitjies met die blote oog altyd raak sien nie. Baie mense sê vir ons, "Ag, my hond het nie vlooie nie." Maar jy kan dit nie regtig sê tensy jy daai voorkomende beheer gebruik nie. Ander dingetjie wat jy ook kan sien is baie keer daai swart plekkies wat in die hare sit. En die honde is baie lief daarvoor om hulle ster te kou as hulle gewoonlik 'n vlooiallergie het. So dis 'n paar leidrade waarna jy kan kyk. Nou, hoe sal 'n mens bepaal of dit kos of die omgewing is wat verantwoordelik is vir 'n allergie? So as ons nou klaar uitgeskakel het dat dit nie vlooitjies is byvoorbeeld nie, die volgende stap is om te kyk na 'n hypoallergenic trial. So dis nou 'n kos wat jy die hond of kat op sit wat geen proteïen in het wat moontlike allergie kan veroorsaak nie. Want die mees algemene allergie is veroorsaak deur hoender en beesvleis. So dan sit ons hulle op die hypoallergenic wat gewoonlik 'n dieet is wat gehidroliseer is en dan kyk jy hoe reageer die hond of die kat. Is hy beter? Dan weet ons okay, dis heel waarskynlik kos. Dan kan ons begin kyk om ander proteïen in te inkorporeer in die dieet en kyk of hulle reaksie het of nie. As dit geen van hierdie goedjies wil werk nie, dan is ons bietjie meer geneig om te dink dis omgewingsallergie. Nou, ek het al gehoor dat kortison baie keer voorgeskryf word vir diere, maar is dit werklik goed vir 'n mens se troeteldiere? So kortison het 'n plek in allergiebehandeling, maar mens moet dit verantwoordelik gebruik. Mens wil nie kortison oorgebruik nie of te veel gebruik nie, want in langtermyn kan dit nadelig wees vir jou hond of kat. Maar in slegte gevalle van allergie is dit die enigste ding wat regtig daai juk onder beheer kry, maar deesdae is ons ook gelukkig, ons het baie ander produkte op die mark wat soos kortison werk, maar nie die neeweffekte het nie, maar hulle is bietjie meer gekonsentreer op omgewingsallergie. Nou, wat sal jy sê is die belangrikste aspek wanneer dit kom by enige behandeling van allergie? As ons sê, okay, jy doen nou jou 12 weke se dierkossies wat jy nou voer wat net 'n spesifieke proteïen het of geen proteïene in het nie, moenie 'n boereworsrolletjie aan die
kan gee of iets soos dit nie, want dit beteken die volgende dag is weer dag 1 van daai 12 week periode. Dr. Lee, baie dankie. Dankie, dit was baie lekker geweest en ek hoop mense het 'n bietjie iets geleer van allergie. Nou daar het jy dit, luister vir die veearts en werk saam. Besoek olympus24hourwet.com vir meer inligting. Pyn en koors is iets waarmee die meeste van ons al te doen gehad het, maar hoeveel verstaan ons werklik van wat in ons liggaam aangaan en hoe om die simptome veilig en effektief te bestuur? Vandag gesels ons met die verantwoordelike apteker by GDC, Kristen Holmes, oor wat pyn en koors veroorsaak, wanneer ons moet ingryp en hoe om die regte keuses te maak wanneer dit by iets soos behandeling kom. Welkom terug hier by ons. Baie dankie. Goed, nou pyn en koors is dinge waarmee ons almal te doen kry, veral dan nou in die winter, maar kan jy dalk vir ons verduidelik wat presies met 'n mens se liggaam gebeur wanneer 'n mens dit beleef? Ja, verseker. Ek dink pyn en koors is twee van daai goed wat niemand kan vryspring in die lewe nie, ongelukkig. So kom ons begin dalk by koors. So sodra ons liggame 'n indringerkiem of 'n patogeen soos ons dit noem waarneem, dan word daar 'n chemiese boodskapper vrygestel, iets soos 'n pirogeen, wat dan vir ons breine laat weet ons moet ons temperatuur, ons liggaamstemperatuur verhoog. So dit is dan wat die koors veroorsaak. Maar die rede vir die koors is daai indringerkiem of die patogeen gewoonlik floreer op ons liggaamstemperatuur. So dit nou dat die liggaamstemperatuur verhoog is dit nie meer so gunstige omgewing vir daai kiem om voort te bestaan nie. So dis basies 'n liggaam se eerste manier om te probeer ontslaa raak van daai kiem. En dan soortgelyk pyn ook, sodra ons liggaam waarneem dat daar iets fout is, miskien 'n besering of miskien 'n infeksie iewers, dan word daar weer 'n chemiese boodskapper vrygestel, byvoorbeeld iets soos 'n prostaglandine wat ons dit noem, wat dan ook die sensitiwiteit van die senuwees verhoog en dit word dan waargeneem as pyn, maar dit is basies ons liggame om vir ons te sê, hy kyk hierso daar's iets onderliggends aan die gang. Onthou dat pyn en koors is net simptome, dis nie die siekte self nie. So dit is dan belangrik om die onderliggende toestand te identifiseer en dit te behandel. Maar Kristen, dit klink vir my asof jy nou eintlik hier sê dat koors in so 'n geval eintlik nuttig kan wees. Definitief. So weet 'n mens dan nou wanneer jy werklik bekommerd moet wees en dit moet behandel? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Soos jy sê, dit is eintlik 'n die eerste respons van die liggaam om ontslae te raak van daai kiem. So die gewone reël in volwassenes gewoonlik, 'n matige koors is hier 37.5 tot 38.5, sal 'n mens nie onmiddellik behandel nie. En dan as dit vir langer periodes die koors volhou, miskien 2 tot 3 dae, of dan die koors verhoog hier na 39 grade toe, dan sal 'n mens dit begin behandel. Belangrik ook is om te kyk of daar ander simptome is. Is daar uitslag miskien, of is daar nekstyfheid, dan sal jy natuurlik jou gesondheidsorgkundige gaan sien. Dan ook in kinders en babas is ons bietjie versigtiger natuurlik. Babas onder 3 maande sal ons dadelik verwys na 'n gesondheidsorgkundige toe, net omdat hulle nog nie lekker hulle liggaamstemperatuur kan beheer nie. En dan kinders en babas ouer as 3 maande, dan kan 'n mens dit definitief begin behandel. Maar ook die gedrag van die kind is dan natuurlik baie belangrik. Kyk of hulle nog speel, vloeistowwe inneem, of hulle nog eet, want dan is dit nie so kommerwekkend nie. Die oomblik wat dit nie meer daar is nie en hulle is moeg en lam en tam, gaan sien jou gesondheidsorgkundige. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan by die behandeling. Wat is die hoofopsies wat beskikbaar is wanneer dit kom by iets soos pyn en koors? Ja, daar's 2 hoofopsies wat oor die toonbank beskikbaar is, natuurlik beskikbaar. Die eerste een is parasetamol, iets soos 'n pynblokreeks wat ek gewoonlik vir my pasiënte dan aanbeveel. Dit werk sentraal op die brein, so dit verlaag daai temperatuur en blok dan die pyn sentraal in die brein. Parasetamol word ook dan nog gesien as een van ons departement van gesondheid as die eerste lynbehandeling vir pyn en koors. Sag op die maag, en dan ook as dit reg gebruik word in die regte hoeveelhede, is dit veilig vir 'n mens om te gebruik. Dan 'n tweede opsie waarna 'n mens kan kyk is iets soos ibuprofen, wat 'n nie-steroïde anti-inflammatoriese middel is. Bietjie meer op die maagwand wat dit werk, so dit is belangrik om te eet voor 'n mens 'n anti-inflammatoriese middel neem, maar hy blok dan daai prostaglandine wat ons vroeër gepraat het van, so hy verminder dan daai inflammasie en dan die pyn ook. Goed, die tyd is besig om ons in te haal. Ons het so 'n minuut oor. So ek wil afsluit deur vir jou te vra, een goue wenk wat jy miskien met ons kykers kan deel.
wees altyd voorbereid. Pyn en koors natuurlik kom voor op die onmoontlikste tye, gewoonlik op 'n Saterdag aand wanneer niks oop is nie. So hou iets gereed in jou medisynekabinet vir die hele gesin, miskien 'n stroopie, 'n tablet en ook 'n termometer is altyd belangrik. 'n Mens weet nie eintlik wat die koors is tot jy dit regtig gemeet het nie. Ja, want ek dink dit is gewoonlik beskikbaar of daar wanneer 'n mens 'n kind in die huis het. Presies. Maar volwassenes vergeet baie keer om so iets ook byderhand te hou. Christen, baie dankie dat jy vanoggend weer hier by ons kom kuier het. Ons voel nou baie meer ingelig. Baie dankie. Goed, so intussen kan jy net bly waar jy is, want net hierna is dit tyd om so 'n bietjie oor sport te gesels. Onthou, bly gesond en bly ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop julle voel natuurlik dat ons ook elke oggend vir julle soos 'n heerlike koppie koffie is wanneer julle inskakel vir ons geselskap. Maak ook seker jy gemaak 'n draai op al ons sosiale media platforms om op hoogte van sake te bly. Nou ja, ons is nou weer terug. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, dis sporttyd, ek is Arnold Geerts. Fiksheid lyk nog nie vir almal altyd dieselfde nie. Dis presies waar aanpasbare sport die spel verander. Of adaptive CrossFit, wat groei en wêreldwyd weer eens bewys dat grense verskuif kan word wanneer oefening aangepas word vir elke individu. In Suid-Afrika speel Wheelchair Holistic Adaptive Strength Conditioning program 'n groot rol om die tipe opleiding meer toeganklik te maak. Ons gesels vandag met atleet Roman Cameron oor sy reis, sy opleiding en hoe hierdie vorm van fiksheid nuwe deure oopmaak en Raz sluit ook by ons aan om met hom te gesels. Roman, eerstens baie welkom by ons. Dankie vir jou tyd. Ek dink mens moet seker by die begin wat het met jou gebeur? Hoe het jy in 'n rolstoel opgeëindig? Goeiemôre aan. Hallo Ros. Hallo. Ek het siek geraak so 5 jaar terug. Vitamin B12 deficiency minus spinal cord degeneration. So dit het gemaak dat my L1 tot L5 my larig seer kry. So dit is hoe ek kontrole van my onderliggaam verloor het. Was jy 'n baie aktiewe mens voordat jy siek geword het? Ja, ek het sokker gespeel. Ek was baie aktief en ek het ook weights opgetel, maar ek het nie geweet dit sal so gebeur dat ek eendag myself in 'n wheelchair gaan kry nie. Ek wil jou vra, jy kom vir my voor as iemand, as ek na jou Facebook bladsy kyk met 'n ongelooflike sterk wil. Maar hoe kom mens deur daai eerste jaar of so waar jy agterkom dat jy jou bene verloor het? Die eerste jaar van my recovery, eintlik ek was in 'n rehab
Tshwane Rehabilitation Hospital. Support system was baie goed, maar toe ek gedischarged was nou waar ek moet reality nog gefeest het op my eie. En die eerste jaar was bietjie challenging om society weer te mense moet jou welkom in society. So dit was bietjie tough, maar soos tyd gegaan het met my familie se support was dit ongelooflik om deur te kom. Het jy enige rolmodelle gehad om te kyk en te sien, luister, ek gaan nou 'n rolstoelgebruiker wees. Hierdie is iemand wat ek regtig na opkyk en wat ek regtig kan sien, hierdie persoon het my geïnspireer om nou meer aktief te word. My coach, Victor. Ja. Victor was die enige wat my geïnspireer het om adaptive CrossFit aan te vat. Het jy CrossFit gedoen voor die Nee, ja, ek het nie geweet dat is CrossFit. Dis ongelooflik. En toe ek vir Victor ontmoet het, Victor met my gepraat. Eers het ek bietjie baie weghardloop as in sin. En hardloop ek weg, ek het hom gesê ek stel nie belang nie, maar toe hy my kry, toe sê hy my kom try dit een keer. En ek het nie teruggekyk na dit. En wat was daai eerste toe jy besluit het dis nou seker tyd, ek gaan dit nou doen. Wat het jou laat besluit? Ek wil CrossFit doen. Die community, Ja. die disability, ek sê nie disability, ek sê differently able Ja. community. Dit was ongelooflik om saam met hulle te wees, van as mense met different disabilities, maar die determination wat jy sien op hulle gesig, die energie, die consistency, dit is alles wat gemaak het dat ek besluit het neem in my lewe om adaptive sports serieus te vat. En jy sê jy vat dit serieus, maar wat jy nie sê nie, en hierdie is 'n boodskap wat Vic vir my gestuur het eintlik. Jy is op die oomblik 5de in die wêreld vir die going into the semi-finals of the CrossFit Games. That is huge. Ja. Dit is iets wat ek nog op my social media platforms gesit het nie. Hoekom nie? Maar Ja, dis die vraag. dit is iets wat ek wil gaan doen. Maar ek is 5de in die hip division. Dit is nou different categories, Ja. maar in my category is dit die hip functioning. Ek lê nummer 5 overall en ek is op pad in die semifinals waar die 14de Mei begin. Ek het gesien hoe jy 'n 170 kg deadlift in die stoel. Is 180. 100 is dit nou ons is by Okay, 180. Okay. Ja. Jammer. Dit maak 'n groot verskil. Nee. Hoe doen mense dit in jou scenario? Waar jy In my scenario, jy klim uit jou stoel uit, dan sit jy op 'n bench. So op die bench sit jy, dan basically is dit nou waar jy jou arm, die een arm wys agter toe die ene wys vorentoe. So waar jy maak as jy opkom, dat jy weight onder die bar onder die so onder bench jou vast. bene met ander woorde. Ja. So ja. En geestelik, hoe doen mense dit? Hoe berei jy voor vir dit? Want dis absoluut massief om soveel op te tel onder jou bene. Spiritually, ja, ek bid altyd vir krag. Ja. Dis een is dat en ek gee altyd die Here die eer van was dit nie vir die Here en waar sal ek geweet het? Dis 'n God-given talent. Ja. So spiritually, ek prepare myself, ek is altyd besig om te bid in stilte. Ek mag my oë oop hê, maar ek bid altyd en vra vir krag. En dan vat ons dit van haar af. So die semifinaal gebeur vanaf 14 Mei. Ja, 14 En dan volgens hoe goed jy nou doen, is die kans baie goed dat jy wel na die games toe kan gaan. Ja, baie wat goed. in Julie gebeur in Amerika. Wat kan ons doen as 'n goeiemôre good morning gemeenskap om jou te help daar kom? Want jy gaan ons land se naam en jou eie naam baie hoog hou daar. Ek het geen twyfel nie. Dit begin op die 14de Mei en dan skop dit af vir 3 dae. Dan word jy gekies om in die top 10 te wees. Die top 10 is wat games toe gaan in Amerika. So in Amerika, obviously, dit is die visa application wat ek mee help nodig het. Dit is die funding vir die verblyf, vir die competition entrance, die vlugkaartjies. Dit is alles wat ek funding nodig voor soos die application, die vlugkaartjies, die verblyf en die competition entrance. Maar Ross, Arnold, soos jy nie weet, Ross is een van my is een van die mense wat ek al baie teen gecompete het en vir die jaar is Ross een van my partners.
Hy het my gesê voor ons begin het hy soos nee, okay, in die mixed pace competition. So it's someone who's differently able and then an able-bodied athlete and you compete together in the competition and he just commandeered me to be on his team. So 20th of June we will be at the competition together. That is amazing. We're rocking it. I have no doubt about that. What other fundraising will you be doing to get yourself there? Want die kompetisie is nou natuurlik een ding. Ons gaan almal daar wees en post daaroor en bewusmaking skep. Maar watter ander goed, hoe kan mense jou help? Enige ander funding is fine met my. Like, is available om enige funding te vat. En hoe kry mense vir jou in die hande? Hoe doen hulle dit? Is Op my Instagram handle is dit Roman Eugene. Op my Facebook handle is dit Roman Eugene Cameron. Goed. En obviously ek sal vir Ross, my nommer is 065-982-5280. Ek moet jou ook net vra, baie vlugtig, jy doen diepsee duik. Ja. Dis ongelooflik. Scuba diving. Ja, scuba diving. Ja, mijn handicap scuba diving is 'n vriend van my wat ook in die adaptive sports is. Sue Jordan. So ek kan altyd met hulle so daarna toe, soos nou hulle was in Mozambique. Ek kon nie gegaan het van ek wil prepare vir die kompetisie. Ja. So ja. Ek vind dit absoluut ongelooflik. Jy is 'n voorbeeld en 'n inspirasie vir ons almal. En jy laat my eintlik skaam voel. Ek het nie gisteraand gaan hardloop nie en ek gaan nou 2 keer vandag hardloop. Ja, maar nie waar nie. Dit is deel van die proses. Roman, baie dankie vir jou tyd en sterkte vir die kompetisie. Ons wens jou die beste toe en ek weet jy gaan die knoop deurraak. Dankie. Jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare en noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en sommer veel meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Jy kyk, goeiemôre, good morning. Gister was internasionale gidsonddag wêreldwyd gevier, 'n dag wat fokus op die ongelooflike rol wat gidsonde in mense se lewens speel. Ons gesels vandag met Pieter van Niekerk, SA Gidsondvereniging se hoof van openbare betrekkinge, en Itumeleng Malefatsa, korporatiewe fondsinsamelingsspanleier, oor die belangrikheid van hierdie dag en die impak wat gidsonde daagliks maak. Baie welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie julle. Thank you, good morning.
What exactly is International Guide Dog Day, and why is it so important to celebrate something like this? International Guide Dog Day is all about paying tribute to the wonderful role of the guide dog and the difference it makes in the life of the person living with special needs. In this case, we are talking about visual impairment, and it's really changing one's life completely, turn around completely, and we just pay tribute on this day to the dog and the work of the dog and the person together. And we especially want to pay tribute to the network, the volunteers, the puppy raisers, the people that's coming on board, donating money to make it all possible, our instructors, International Guide Dog Federation, and of course, SA Guide Dogs Association, making all of this possible. Itumeleng, is there anything you'd like to add? Yeah, well, International Guide Dog Day is a powerful reminder that guide dogs are not just only companions, they are life-changing partners, and partners that actually enable independency, dignity, and access to opportunity for people who are visually impaired. And at the South African Guide Dogs Association, we see that firsthand on how guide dogs can transform someone's life. And from relying on confidential navigating the world and access to education, from home to workspaces and education in terms of higher institution. And so today, it is not just about an awareness. It is a call to action for more partners to actually come on board to help us and unlock independency for more South Africans. Yeah. How does it actually work for a guide dog to be trained to do all the things to make someone who has a visual impairment more independent? A guide dog it's obviously trained by the South African Guide Dogs Association, and we're part of the International Guide Dog Federation. There's about 100 associations in about 33 different countries. IGDF was already founded in 1978, and all of these organizations have a goal in training the dogs. That we breed, rear, and train our own dogs. We raise the puppies. They go to foster families for about 18 months, then about 6 to 8 month final training. And then the end of the chain is when the dog and person who go through a careful matching process, they are trained together, and they then become partners to work together for another 8 or so years as a partnership, unlocking the future, unlocking independence. Daar's ook 'n hele netwerk agter hierdie honde, van teeling tot opleiding. Dit is heelwat mense wat betrokke is om daai hond te kry op die punt waar hulle dan die persoon met die visuele gestremdheid kan begelei deur die lewe. Die netwerk waarvan jy praat is, ons doen in Suid-Afrika en baie van die oorseese lande doen hulle eie teelprogram. Ons maak gebruik van kunsmatige inseminasie waar ons in kontak is met die oorseese organisasies. Ons ruil gevriesde semen uit. Ons hardloop ons eie teelprogram hier in Suid-Afrika al van 'n hele so 20 jaar terug het ons daarmee begin. En die kunsmatige inseminasie word dan gedoen in vennootskap met Universiteit Pretoria se onderste poort afdeling, en ons het dan spesifiek geselekteerde wyfiehondjies wat dan gebruik word daarvoor, en wanneer hulle dan gereed is om geboorte te skenk aan hulle kleintjies,
dan is hulle in ons noem dit die babakamer of kraaminrigting by die Gesond Vereniging en daar word hulle dan vir 8 weke saam met die ma gehou, gestimuleer, blootstelling gedoen. Op 8 weke gaan hulle na 'n pleegsorgprogram toe. Dis waar hulle by families gaan bly van 8 weke tot plus minus 18, 16 tot 18 maande. En ons het 'n groot behoefte aan pleegmamas en pappas in Johannesburg, groter Johannesburg en in die Kaapstad omgewing om na vore te kom om te help met daardie proses. Dan kom hulle terug na ons toe amper soos wanneer kinders universiteit toe gaan en in die week is hulle draf hulle klas, naweke kom hulle huis toe, dan gaan bly hulle weer by die pleegouers. Dit vat omtrent so 6 tot 7, 8 maande en dan wanneer die hond gereed is, doen ons basies moet ons die regte eienaar vir die hond vind en dis waar die finale kliënte opleiding dan plaasvind wat so plus minus 'n verdere maand neem. Yeah. Itumeleng, if someone is assigned a guide dog, is it something that the visually impaired person has to pay for? Well, at the South African Guide Dogs Association, we don't charge for a person for us to hand over a handler, a guide dog. We don't charge because we're an NGO. So what we do is just provide to a person a guide dog, and this guide dog is trained tremendously with all these excess of training with the assistance of our trainers as well. I can just add to that there is a minimal cost involved so that we can sign a contract with the owner, but that is a couple of R100. And not all of the puppies that go through the whole process end up becoming guide dogs. Is that true? No, not all dogs become guide dogs. Some become service dogs, some become autism support dogs. So, yeah. How can the public and our viewers especially get involved to help? Just as a closing remark, how can our viewers get involved to help the SA Guide Dogs Association continue the wonderful work that it's doing? So, as I've mentioned, that this is not just an awareness and it's a call for action to just request for more partners to come on board and actually help unlock independence for more South Africans. Yeah. Peter, thank you so much, Itumeleng. And Peter, unfortunately, we have run out of time, but we will put all the information for the SA Guide Dogs Association up on our social media pages. Just stay where you are. Margit Rodenbeck is next. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele.
Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Die Suidoosterfees is 'n jaarlikse hoogtepunt op die kalender van feeste. Die Kaapse Fees vind plaas tot die 3de Mei en bring vanjaar 'n magdom produksies op die planke wat reeds suksesvol op ander kunstefeeste in die land opgevoer is. Vanoggend gesels ek met iemand wat besig gaan wees en omtrent van die een verhoog na die volgende gaan hardloop, soos wat dit vir my klink. Liefste Margriet Meyer-Riedenbeck, goeiemôre, good morning en hartlik welkom. Môre Elsa, dankie. Nou goed, daar is 'n eerste vir alles. Dit is my wonderlik om uiteindelik die voorreg te kan hê om 'n onderhoud met jou te kan voer, maar voor ons daarby uitkom, wat is jou geheim? Want ek bedoel, jy gaan definitief besig wees. Ons gaan nou vanoggend op 2 produksies gesels, so hoe doen jy dit? Elsa, ek dink nie ons het 'n keuse in ons bedryf nie. Jy hou aan met werk skep sodat jy kan werk. En die wonderlike ding is, ek glo daaraan, hoe besigger jy is, hoe meer tyd het jy. Die ouens wat sit, het nie tyd vir enigiets nie. Maar sodra jy my brein is te besig. As ek gaan niks doen nie, dan gaan ek nonsens aanvang. So ek hou is eintlik om my uit die kwaadheid te hou, dat ek so besig bly. Nou, jy moet asseblief altyd besig bly, want dit is hoe ons weet, daar is uitmuntende produksies waarna ons kan gaan kyk. So kom ons begin met eerste vir alles. Dis 'n produksie saam met Frank Opperman. Waaroor gaan hierdie produksie presies? Elsa, ek is baie opgewonde. Dit is 'n debuutproduksie. Ek weet jy sê daar's baie van die ander produksies wat by die ander feeste was. Suidoosterfees en die Vrystaat Kunstefees het hulle vas saamgevat en saam met die Het Jannie Maree Fonds het hulle dit op die planke gebring. So hulle het vir ons die geld gegee en gesê, daar gaan julle. Ek en Frank het 300 jaar voor Christus saam skouspel aangebied. En toe het ons al begin sê ons gaan 'n show saam doen. En toe laas jaar toe kom in November weer raakloop. Toe sê ek, weet jy, ons sê elke keer dit vir mekaar as ons dit mekaar sien. Dis soos kom ons braai. Ons gaan nog braai. Toe sê ek, ons moet nou begin. Ons hoef nie te braai nie, maar as ons wil braai, moet ons dit dalk doen voor ons uit die emmer skop. En toe sê hy, chap. En toe sê ek, okay, het jy 'n idee? So die hele idee van eerste vir alles is Frank Opperman se idee. Hy sê toe vir my, kan jy nou imagine, Adam en Eva, hulle was regtig honderde jare oud. Hoe het hulle dit mekaar uitgehou? Jy weet, om honderde jare saam 'n pad te stap is nogal 'n indrukwekkende gedoente en sy het 56 kinders gehad. Jy weet, dit is nogal 'n bedrywige storie daar. En ek sê, okay Frank, met wie wil jy graag werk? Hy sê toe Wessel Pretorius. Wessel Pretorius is die teksskrywer en hy is ook die regisseur van die produksie. En nou moet ek vir jou vra, ek meen dit moet tog sekerlik baie interessant en grappig wees om so iets saam met Frank aan te pak. Is daar miskien 'n interessante staaltjie wat jy met ons kan deel? Frank is amazing. Kyk, hy is volksbesit, dit weet ons almal. Jy hoor sy stem. Hy het so lekker harde, bulderende stem. My stem is baie sagter. Gister het ek juist gesê, nou wat nou? Toe sê maar Eva mag maar 'n bietjie sagter praat. Maar sy bulder ook lekker terug wanneer hy haar mal maak, hoor, moenie worry nie. Frank is voorberei, dinamies, altyd reg. En wat wonderlik van Frank is hy het altyd tyd vir almal. Ons het gerepeteer by die Boerteater en dan mense stap in, weet, mense van die straat en hy gesels, hy het altyd tyd vir en dis regtig. Dis nie opgemaak nie. En ek dink dit is hoekom hy so besonderse akteur is, want hy sit nie aan nie. Hy is genuine net 'n nice mens en hy's 'n plaatjie. Hy gee nie om sy naam gat te maak nie. Ek as jy op die verhoogste moet jy maar jou naam gat maak nou en dan, want alles gaan mos vir nie perfek vandag 1 af nie. Staaltjies, ag ek gaan nou vir Frank spaar, want anders gaan hy my uithaal op die verhoog. Nee, en ek dink dit is die ding van hom wat ook uitstaan, jy weet, wanneer mense onderhoud ook met hom voer. Ek dink die stories wat hy ook altyd het om te deel, 'n mens hang behoorlik aan sy lippe. Maar goed,
Hoekom sal jy sê moet mense die Van spesifieke Elsa. produksie kom kyk? Ek wou dan net vir jou sê, ekskuus, ek het in die rede geval. Hy het altyd 'n storie. Frank se lewe bestaan uit stories. Dis ongelooflik. Hoekom het die mense die produksie kom kyk? Want dis komedie, maar dit is so met ander woorde, Wessel is ongelooflik talentvol. Dis slim komedie, maar jy gaan nie dom voel nie. Want ek haat dit om in 'n teater te sit en dom te voel, dink waaroor praat hulle nou? Nou lag ek maar saam soos die keiser se klere. Want ek nie 'n klou nie. Dit is nie so 'n produksie nie. Ons wil graag die hele land vol toer. Ons wil in elke saal in die land gaan optree. Dit is snaaks, maar daar's tog baie nostalgie en pathos in. Dit gaan oor verhoudings. Onthou net eintlik dit gaan oor Adam en Eva, maar dis nie want almal sê, "Ooh, wat het julle vyeblare aan?" Nee, ons het nie vyeblare aan nie. As Frank nou hier gesit het hy gesê, "Is Marquitos is kaal." Dit is sy favourite grapjie om te maak. Ons is kaal, sê ja, dan gaan die daar's 3 mense ook nou loop. Maar dit gaan oor die prototipe. So hulle is die eerstes. Hulle is die eerstes wat leer soen het. Hulle is die eerstes om hulle self te ontdek. Hulle was die eerstes wat beklei het. Die eerstes wat tieners in die huis gehad het. Die eerstes wat al die kinders op die einde ons ontmoet daar wanneer sy 450 jaar oud is. En dan gaan dit nie meer so lekker met haar en Aram nie. En dan is haar laatlammetjie op pad. En dit is vir haar erg. Dis 'n Leones-sindroom want sy besef sy gaan nou met Adam sit vir hoeveel 100 jaar nog. So daar's baie waarmee mense kan aanklank vind. Dis die eerstes, omdat dis eintlik 'n ontdekkingsreis. Jy het so 'n blik op al die eerstes van hulle, die eerste geboorte. Die eerste babietjie, jy het nie geweet wat kom nie. Wat doen jy met 'n babietjie? Ja, so daar's baie herkenning en ek dink wat die teks lekker maak is die gehoor weet eintlik wat kom voor Adam en Eva weet, want hulle het dit al beleef. Hulle was al deur 'n bekleierery. Hulle was al deur of nie almal nie, maar baie was al deur baba kry. So ja, baie was al op hulle eerste date, weet hoe Eva haarself probeer mooi maak. Net daai tipiese, dit is baie soos 'n he said, she said, maar met 'n baie vars inslag. Goed, so in 'n notendop sou ek sê 'n moderne Adam en Eva. Nou wil ek vinnig, en ek dink nie ons gaan hierby stil staan nie, want ek wil probeer kyk of ek vir ouma hier in die ateljee kan kry. Maar 'n ander produksie wat baie opwindend is Ouma en die ou koeie. Ons weet ouma was nou al op pad en het die hele land plat getoer. Maar so ek gaan dit daar laat. Ek gaan probeer kyk of ek ouma kan nooi om hier by my in die ateljee te kom kuier, want ons weet sy is baie snaaks. So ek gaan vir jou vra, is daar nog plek by hierdie produksies beskikbaar? En waar kan ons kaartjies en meer inligting in die hande kry? Daar is definitief nog kaartjies beskikbaar. Dit is by Webtickets. Op die Suidoosterfees se webtuiste sal jy al die inligting kry. En dit Suidoosterfees, ek wil net 'n baie groot pluimpie vir hulle gee. Dit is een van die lekkerste feeste in terme van alle kleure, geure, mense. Daar's so 'n vibe. Dis lekker om net daar te wees. En dis regtig 'n bekostigbare fees. Hulle subsidieer baie van die kaartjies. So dis 'n luukse om uit te gaan. Dis 'n luukse om die teater toe te kom. Ek dink hier is 'n luukse nie, ek dink is 'n noodsaaklikheid en as jy eers daar was, sal jy dit besef. En ja, as ouma vir jou kom kuier, sterkte vir jou. Jy kan haar probeer kry. Sy ry nog rond met haar Yaris hier deur die land. Ja, sy ry ongelukkig nog. Ja, sy ry ook in goeders vas, maar sy sê sy het versekering, dis waarvoor sy dit het. Maar ouma is ook nie net grappe nie. Ouma is stories en ouma, hierdie nuwe ouma wat sy die ou koeie so oprakel, gaan ook elke ding wat ons doen in ons lewe. Nou, ek gaan nie daar in die rede met val, maar dis dan al van ons kant af. Sien julle môre weer.